12. Welkom terug by Fisiese Wetenskap, Chemie Vraagstel 2, Mei-Junie 2024. Vandag sal ons kyk na vraag 6. Vraag 6 handel oor chemiese ewewig. Die formules benodig by chemiese ewewig is as volg die konsentrasie en die molformule. Vraag 6. Beskou 'n gebalanseerde vergelyking, die vergelyking van die hipotetiese reaksie wat 2 kubieke desimeter verseelde houer sal plaasvind. Ons het 2 kubieke desimeter in 'n verseelde houer. Ons het P2K en ons het 3K vaste stof en 2PK2 gas. Die grafieke hieronder is nie volgens skaal geteken nie en word verkry vir dieselfde reaksies teen 2 verskillende temperature. Grafiek 1 vind by 298 Kelvin plaas en grafiek 2 vind by 389 Kelvin plaas. As ons kyk na die grafieke, by die eerste grafiek let ons op dat die beginkonsentrasies en die y-as is in konsentrasie en die x-as is in tyd, maar die beginkonsentrasies van die reaktanse, sowel as die produkte, is onbekend. Ons sien by grafiek 1 die parallellyne waar ons kan sê dat parallellyne die konsentrasie beginne plat pak af en dit is konstant by 0,4 en die konsentrasie waar dit konstant is van die reaktanse is ook onbekend. By grafiek B sien ons weer eens die beginkonsentrasies is onbekend, so dit is 0 vir die produk en ons is onbekend vir die beginkonsentrasie van ons reaktanse. So ons reaktanse is X en ons beginkonsentrasie van ons produkte is 0 en weer eens waar die konsentrasie konstant beginne bly by T3 is 0,35. So ons sien dat die produkte is laer as die konsentrasie by grafiek B as by grafiek A. As ons oorbeweeg na die vraag 6.1 stel 'n satelliet se beginsel in woorde. Dis 'n definisie wat by samenriglyn het. 6.2 wat stel die parallellyne by T5 by grafiek A voor? So hierdie parallellyne waar die konsentrasie konstant is, wat stel dit voor? 6.3 is die voorwaartse reaksie exo of endotermies. En 6.4 verduidelik die vraag op 6.3. 6.5 hoe vergelyk die waarde by die ewewigskonstante Kc vir die reaksie by grafiek B met die grafiek A, kies uit groter as, kleiner as of gelyk aan. 6.6 die ewewigskonstante Kc is 0,49 by 398 Kelvin by grafiek B. Bereken die aanvanklike mol van P2K. So ons met die reaktanse se aanvanklike mol bereken by grafiek B. 6.7 beskryf die verandering van die ewewigsstelsel by T8 minute gemaak is, so die grafiek B getoon by konstante temperatuur. En dan laaste by 6.8 verduidelik Le Chatelier se beginsel te gebruik hoe die stelsel die verandering in 6.7 reageer. So graad 12 by hierdie oomblik kan jy die video stop en jy kan die vraag uitwerk. Wanneer die vraag klaar uitgewerk het, kan jy voortgaan en dan kan ons die vraag se antwoorde begin merk. 6.1 stel Le Chatelier se beginsel in woorde. En Le Chatelier se beginsel is as volg: wanneer die ewewig in 'n geslote stelsel versteur word, sal die stelsel 'n nuwe ewewig instel deur die reaksie te bevoordeel wat die versteuring teenwerk of kanselleer. Jy moet sê dis 'n geslote stelsel want die houer is toegemaak, geseël en die ewewig in daardie geslote stelsel was versteur en die stelsel stel 'n nuwe ewewig in die reaksie te bevoordeel wat die versteuring kanselleer. So daai 6.1. 6.2 wat stel die parallellyne by T5 by grafiek A voor? Die parallellyne wat ons sien by grafiek A wat by die konsentrasie konstant bly by 0,4. Dit stel voor dat chemiese ewewig
Konsentrasie van die reaktansie en produkte bly konstant. Die tempo van die voorwaarts en die tempo van die terugwaartse reaksies gelyk. So chemiese ewig is bereik by hy parallel lyne. Dit is 1 punt. Graad 12 is na 6.3 toe. 6.3 vra hulle vir ons, is die voorwaartse reaksie exo of endotermies? Wanneer ons die temperature dobbel, sien ons dat die grafieke by die 1 grafiek A was die ewig bereik by 0,4 en by grafiek B was ewig bereik by 'n konsentrasie van 0,35. Dit beteken die produkte se konsentrasie het afgeneem en die voorwaartse reaksie is eksotermies. 6.4 verduidelik die antwoord op 6.3. As ons weer net na ons grafieke kyk, die temperature en die afname in konsentrasie, dan sal ons sien dat die volgende het gebeur. 'n Toename in temperatuur bevoordeel die endotermiese reaksie. En die terugwaartse reaksie kan ons sien. Die terugwaartse reaksie is ons endotermiese reaksie. So die terugwaartse reaksie word bevoordeel omdat hy 'n endotermiese reaksie is. En dit beteken die reaktante neem toe en die produkte het afgeneem. So die produkte wat gevorm was, het afgeneem. Die konsentrasie van die produkte het afgeneem en met 'n toename in temperatuur was daar 'n afname in produkte. Dit beteken ons het die terugwaartse reaksie bevoordeel. En die ewig skuif dan na links omdat die temperatuur verhoog is. 6.5, hoe vergelyk die waarde van die ewigskonstante Kc vir die reaksie in grafiek B met die grafiek A, kies dit groter as, kleiner as of gelyk aan? En ons sal sê dit is kleiner as. So hoe vergelyk die ewigswaarde? En dit is kleiner as, omdat as ons kyk na Kc, wanneer Kc gelyk is aan 1, dan is die konsentrasie van die produkte gelyk aan die konsentrasie van die reaktanse. Wanneer ons Kc kleiner as, groter as 1 is, dan is die produkte, die konsentrasie van die produkte groter as die konsentrasie van die reaktanse. Wanneer ons kyk na ons Kc kleiner as 1, dan het ons reaktanse, die konsentrasie van die reaktanse is dan groter, graad 12, net uitvee daarso, wanneer die Kc waarde kleiner as 1 is, dan is die konsentrasie van die reaktanse groter as die konsentrasie van die produkte. Die ewewig, as Kc groter as 1 is, dan lê die ewewig na regs, en as Kc kleiner as 1 is, dan lê ons ewewig na links. Dit is hoekom vir ons gevra het, hoe vergelyk die ewigskonstante Kc vir die reaksie B met die van die grafiek A, en dit is kleiner as. As ons kyk na die volgende vraagie, 6.6, beskou 'n gebalanseerde vergelyking, die hipotetiese reaksie, en ons kry 'n volume van 2 kubieke desimeter. Die ewigskonstante Kc is 0,49 by 398 Kelvin, bereken die aanvanklike mol, P2Q. So ons kan gaan kyk, en ons kyk na die grafiek. Die begin konsentrasies van die produkte is 0, en die begin konsentrasie van die reaktanse is X, omdat dit onbekend is. Ons sien ook dat ons grafiek is in konsentrasie, so dit beteken ons moet 'n konsentrasietabel opstel. As ons konsentrasietabel opstel, dan het ons reis, in die geval kan ons sê I, ons kan sê C en E, en dan kan ons ook bo reis skryf. Dit is alreeds in konsentrasie, die molverhoudings, en die molverhoudings is 2:1, die beginkonsentrasie is X en 0, dan sien ons by ewewig, by T3, by ewewig, is die konsentrasie wat verander het,
0,35 en die ewigkonsentrasie is dan onbekend. So ons is onbekend ons ewigkonsentrasie. Dit beteken die verandering in konsentrasie was 0,35 en volgens ons molverhoudings sal die P2Q se konsentrasie 0,175 is. Wanneer ons hierdie twee aftrek, dan kry ons die konsentrasie by ewewig dx minus 0,175 en ons sien die verandering bly dan by ewewig dieselfde 0,35. As ons voortgaan, dan kan ons die uitdrukking skryf en die uitdrukking is die produkte, die koëffisiënt word die eksponent oor die reaktanse en die reaktanse slegs in gasfase se eksponent is 1, dit is P2Q en ons voeg nie vaste stowwe in ons K-uitdrukking nie. Die konstante was 0,49 en 0,49 is ingestel, is 0,35 wat die konsentrasie is en is vul in vir x minus 0,175. Ons werk uit die konsentrasie van die beginkonsentrasie wat 0,425 is. Ons gebruik die konsentrasie binne in ons konsentrasieformule met die volume van 2 kubieke desimeter en ons kry 'n mol van 0,85. So graad 12, dit is vraag 6.6. So ons gaan nou aanbeweeg, ons het die uitgewerk, die beginmol of die aanvanklike mol van 2pq. 6.7, beskryf die veranderinge aan T8 minute gemaak is, soos in die grafiek gaan toon. So watter veranderinge was gedoen? Ons sien dat druk is verlaag en die volume van die houer is vergroot. So as jy gaan kyk na jou grafiek, dan sal jy sien dat druk wat verander het. So dit is 'n indikasie dat die druk was verlaag en die volume was vergroot. 6.8 verduidelik volgens Le Chatelier se beginsel te gebruik. Hoe sal die stelsel op die verandering van 6.7 reageer? En dit bevoordeel die reaksie wat die aantal gas laat toeneem, P2Q. En as ons kyk na ons vergelyking, dan sien ons P2Q gas plus 3Q vaste stof gee vir ons 2pq2 gas. En wanneer druk verlaag word en volume vergroot word, bevorder die reaksie wat die aantal mol gas laat toeneem. En P2Q neem dus toe. So 6.8 graad 12, dit is die antwoord van 6.2. Ons het aan die einde gekom van vraag 6, so baie dankie.